Hallo julle, baie welkom in die tweede les oor reaksies in waterige oplossings. In hierdie les gaan ons kyk na ion-uitruilingsreaksies. En die 3 ion-uitruilingsreaksies waarna ons gaan kyk is neerslagsreaksies, gasvormige reaksies en suur-basisreaksies. So ons gaan bietjie kyk na die teorie en soos gewoonlik gaan ons aan die einde 'n paar voorbeeldvrae deurwerk. Nou, voordat ons wegspring met die verskillende tipes ion-uitruilingsreaksies, kom ons kyk net eers wat is 'n ion-uitruilingsreaksie. Nou, wanneer verskillende ioniese oplossings bymekaar gevoeg word, kan omruiling of die uitruiling van ione plaasvind. So, die positiewe ione van elke sout ruil maats en kombineer met die negatiewe ione van die ander sout. En die 3 reaksies wat ons onder dit het ons nou gesê, is neerslagsreaksies, gasvormige reaksies en suur-basisreaksies. So kom ons kyk gou bietjie heel eerste dan na neerslagsreaksies. Nou, in sommige gevalle, wanneer ioniese oplossings gemeng word daar 'n vaste stof in die reaksiemengsel gevorm. So daar het met die uitruiling en die nuwe kombinasie van ione op die ouende 'n onoplosbare sout gevorm, wat dan nou jou neerslag genoem word. So hierdie is my neerslagsreaksies. So as ek kyk na 'n voorbeeld daarvan, dan is dit wanneer ek byvoorbeeld iets het soos natriumkloried, wat reageer met silwernitraat, en wat nou gebeur is, hulle ruil ione uit. So as ek wil weet, watse 2 ione kom nou saam om my nuwe produk te vorm, dan kan jy dit soos volg uitwerk. Al wat jy gaan doen is, jy gaan kyk, uit watse 2 ione bestaan hierdie eerste reaktants. Nou, natriumkloried bestaan uit 'n natrium-ion, en dit bestaan uit 'n chloor-ion. En dieselfde hier, my silwernitraat bestaan uit 'n silwer-ion, en 'n nitraat-ion. So, hulle moet nou met mekaar uitruil. So, wat ek nou heel eers nou gaan kyk is byvoorbeeld my natrium. Nou, hy kan nie meer aan die silwer verbind wees, hy moet aan een van hierdie 2 verbind wees. So, nou het hy 'n keuse. Hy kan of verbind aan die silwer, of hy kan verbind aan die nitraat. Maar ons weet, dieselfde ladings, gelyksoortige ladings, stoot mekaar af. So daar is geen manier wat 'n positief en 'n positief aan mekaar gaan bind nie. So jou natrium gaan verseker aan jou nitraat verbind. Maar nou moet ek hierdie nuwe chemiese formule skryf. So net 'n recap van die eerste kwartaal se werk hoe om chemiese formules te skryf. Onthou, dis 'n ioniese stof. So wat ons doen is, jy skryf jou kation en jou anion neer. Onthou, ons skryf altyd eers die kation, dan die anion. Onder elkeen van hulle skryf jy hulle ladings neer. En nou oorkruis jy. En as ek oorkruis, gaan ek sien hoeveel van my natrium verbind aan hoeveel nitrate. So as ek so oorkruis, dan beteken dit, dis 'n 1, so daar is 1 natrium, wat verbind aan 1 nitraat. So dit word net so eenvoudig geskryf, natrium, nitraat. Wanneer ook al hierdie 2 getalle dieselfde is, dan beteken dit hulle verbind 1 tot 1. So 1 van hom verbind met 1 van hom. En die ander 2 wat dan nou natuurlik aan mekaar gaan verbind, is my chloor en my silwer. So as ek vir hom 'n chemiese formule moet skryf, onthou ons skryf eers die kation, dan die anion, onder elkeen van hulle skryf jy hulle ladings, die silwer is +1, die chloor is -1, en nou, soos ons gesien het, as ons oorkruis, dan beteken dit, daar is 1 silwer, wat verbind aan 1 chloor. So dis net silwer, kloried. Maar nou by neerslagsreaksies het ons geleer, een van hierdie 2 gaan nog steeds in oplossing wees, en die ander ene gaan 'n onoplosbare sout vorm, wat my neerslag genoem word.
En om dit te kan weet, moet ek my oplosbaarheidsreëls toepas. Nou, as ek kyk na hierdie tabel, dan gee hy vir my oplosbaarheidsreëls. So al hierdie stowwe is gewoonlik oplosbaar. So hulle gaan gewoonlik nie 'n neerslag vorm nie, tensy dit verbind word met een van hierdie goed wat hulle dan nou vir jou hierso noem. En hierso weer is almal van hulle is niemand van hulle oplosbaar nie, tensy hulle verbind word met een van hierdie ander stowwe. Nou kom ons kyk. Heel eerste het ek vir natriumnitraat. So nou soek ek in my tabelletjie, waar staan nitrate? Hierso. Nou sien ek, nitrate is amper altyd oplosbaar. Of altyd oplosbaar. Daar is geen uitsondering nie. So daai natriumnitraat, enige nitraat is oplosbaar. So hy gaan nog steeds in die oplossing wees. Hy is hier die een waar die neerslag gaan vorm nie. Nou wil ek net gou seker maak oor my silwerkloried. Kloriede is altyd oplosbaar, so hy gaan 10 teen 1 nie 'n neerslag vorm nie, tensy hy verbind is aan silwer, lood, kook of koper. En hy is verbind aan 'n silwer, so gewoonlik sou hy opgelos het, maar omdat hy verbind is aan silwer, gaan hy nie oplos nie. So hy is die een wat my onoplosbare sout vorm. So hoe ons dit aandui is ons dui dit aan, dat hy in die vaste stoffase is, en baie keer dan verwag hulle ook dat jy 'n pyltjie teken, om te wys dat hy is die een wat die neerslag vorm. Nou, ons kan hierdie neerslagsreaksies gebruik om te toets vir die teenwoordigheid van spesifieke ione. So wat gebeur is, as jy 'n klomp oplossings het, en ons wil toets vir sekere ione, soos kloriede, bromiede, jodiede, karbonate en sulfate, wat ons dan doen is, ons voeg ander stowwe by, om te kyk of daar nie 'n neerslag vorm nie, wanneer die ion-uitreidingsreaksie plaasgevind het nie. So, wat gebeur is, daar is 'n paar stappe, algemene stappe wat ons volg, wanneer ons heel eerste toets vir halide. So wat jy heel eers gaan doen, as jy toets vir een van daardie 3 halide, is jy gaan silwernitraat byvoeg. Nou, wat gaan gebeur is, as jy silwernitraat byvoeg, en daar is 'n kloor-ion, dan gaan jy op die einde 'n wit silwerkloried neerslag kry. Wanneer jy die silwernitraat gaan byvoeg, en daar is 'n bromied in die oplossing, dan gaan jy roomkleurige silwerbromied kry. En wanneer jy silwernitraat bygooi en daar's 'n jodied ion, dan gaan jy 'n liggeel neerslag kry wat silwer jodied genoem word. En wat ons dan nou verder doen om te toets, om seker te maak dat dit wel silwerkloried, silverbromied en silwerjodied is by daardie neerslae, want onthou, daai gaan almal 'n neerslag vorm. By hulle gaan voeg jy dan 'n sterk suur, soos byvoorbeeld oor die algemeen gebruik ons salpetersuur. En wanneer daardie neerslag nie oplos in die salpetersuur, dan weet jy dit is daardie spesifieke halied wat in daardie oplossing is. Nou kan ons verder ook toets vir die teenwoordigheid van karbonate en sulfate. So weer eens dieselfde tipe stappe gaan ons by hierdie 2 doen. So wat jy heel eers gaan doen, is by albei van hulle, gaan jy bariumnitraat byvoeg. En wat dan nou gaan gebeur is, as daar 'n sulfaat of 'n karbonaat is, gaan jy in albei gevalle 'n wit neerslag kry.
In die geval van 'n karbonaat gaan jy bariumkarbonaat kry, wat 'n wit neerslag is, en in die geval van 'n sulfaat gaan jy bariumsulfaat kry, wat ook vir jou 'n wit neerslag gaan gee. So tot op hede gaan dit presies dieselfde lyk. As jy hierdie twee oplossings het en jy wil weet wat een is 'n karbonaat en wat een is 'n sulfaat, gaan jy by albei van hulle bariumnitraat insit en dan gaan daar by albei van hulle 'n wit neerslag vorm. So wat jy nou verder gaan doen om te kan onderskei tussen hulle, is jy gaan salpetersuur bysit. Weereens een of ander sterk suur. En wat nou gaan gebeur, in die geval van karbonate, gaan daar 'n reaksie, 'n gasvormige reaksie plaasvind. So wat gaan gebeur is, jy gaan bariumnitraat vorm, saam met water en koolstofdioksied gas. So wanneer ook al jy sien dat daar gasborrels vrygestel word, nadat jy die salpetersuur by die karbonaat gesit het, dan weet jy dis 'n karbonaat wat teenwoordig is. As dit 'n sulfaat was, dan sou daar geen reaksie plaasgevind het nie. Jou wit bariumsulfaat sou nog steeds onoplosbaar gebly het. So dit is hoe jy kan onderskei tussen hierdie verskillende stowwe en hoe jy vir die teenwoordigheid van hierdie ione dan nou kan toets. Dit bring ons dan nou by die volgende stel reaksies wat die gasvormige reaksies genoem word. Nou wanneer sekere oplossings bymekaar gevoeg word en ioon-uitruiling plaasvind, word daar 'n gas gevorm. Nou daar is net twee voorbeelde van hierdie reaksies wat julle moet ken, wat baie belangrik is. Die een is wanneer ek 'n karbonaat laat reageer met 'n suur. So onthou 'n karbonaat is hierdie ion, enige iets wat hierdie ion in het. As hy reageer met 'n suur, dan lei dit tot die vorming van een of ander sout, water en koolstofdioksied gas. So ek kan byvoorbeeld iets hê soos kalsiumkarbonaat. Hy het 'n karbonaat in wat reageer met swaalsuur, so enige suur, en dit vorm dan 'n sout en water en koolstofdioksied. Nou, as ek wil weet wat se sout is die een wat vorm, dan gaan ek nou weer, soos ek vroeër gemaak het met die ioon-uitruilingsreaksies, hierdie twee ioniese stowwe opbreek in die ione waaruit hulle bestaan. So in hierdie geval het ek 'n kalsium-ion en 'n karbonaat-ion, en hierso het ek twee waterstof-ione en ek het 'n sulfaat-ion. Nou, die kalsium het nou 'n keuse, hy kan of verbind aan die waterstof of aan die sulfaat. So natuurlik, omdat teenoorgestelde ladings mekaar aantrek, gaan hulle twee met mekaar verbind. So dis aan my sout wat gevorm word, my kalsium sulfaat, en dan al wat oorbly, kan jy sommer dadelik neerskryf, is water en koolstofdioksied gas, en dan moet jy natuurlik net seker maak dat jou reaksie gebalanseer is. Maar in hierdie geval is hy al reeds gebalanseer. En dan die ander belangrike tipe reaksie onder die gasvormige reaksies wat jy moet ken, is wanneer ek 'n metaal het wat verbind aan 'n suur of wat reageer met 'n suur. En wanneer dit gebeur, vorm ek altyd 'n sout, soos wat ek hierbo gesien het, en in hierdie geval waterstofgas. So as ek kyk gou na 'n voorbeeld hiervan, ek kan enige metaal vat soos byvoorbeeld sink, en dan reageer ek dit met 'n suur, soos byvoorbeeld soutsuur, en wat jy nou gaan vorm, is weer eens 'n sout, en dan die waterstofgas. So wat nou gaan gebeur is, die sink en die kloor gaan met mekaar reageer, om sinkkloried te vorm, en dan waterstofgas word ook gevorm. Nou moet ek net seker maak dat my reaksie gebalanseerd is. In hierdie geval is hy nie gebalanseer nie, want aan die regterkant het ek twee klore, en in die linkerkant het ek net een.
So as ek die hoeveelheid soutsuurmolekules verhoog na 2 toe, dan het ek nou 2 klore aan die linkerkant en ek het 2 aan die regterkant. En ek het 2 waterstowwe aan die linkerkant en 2 aan die regterkant en dan 1 sink en 1 sink. So nou is my reaksie gebalanseer. So dit is maar die belangrikste 2 reaksies wat jy moet ken onder gasvormige reaksies. Nou die heel laaste ion-uitruilingsreaksie waarna ek gaan kyk is suur-basis reaksies. Nou suur-basis reaksies is baie volop in die natuur en het baie huishoudelike en ander gebruike. En die dryfkrag agter hierdie suur-basis reaksies is die oordrag van protone of dan nou waterstof-ione. Nou daar is 'n paar eienskappe van sure en basisse wat jy moet ken. 'n Suur is byvoorbeeld iets wat 'n suur smaak het en hy ioniseer in water om waterstof-ione te vorm. En as ek op 'n pH skaal kyk, dan gaan hy gewoonlik 'n pH hê van minder as 7. En hoe suurder die stof is, hoe laer is sy pH waarde. Waar basisse het 'n bitter smaak en hulle ioniseer in water om hidroksied-ione te vorm. Nou 'n basis se pH is gewoonlik groter as 7. So hoe hoër die pH is, hoe meer alkalies is jou oplossing. So onthou my pH skaal gee vir my die suurheidsgraad van 'n stof en hy loop van 0 tot by 14. So hierso, als kleiner as 7, gaan sure wees. As iets 'n pH van 7 het, dan is sê ons hy is neutraal, so dit is gewoonlik iets soos water, wil ons hê moet neutraal wees, en dan enige iets tussen 7 of dan nou groter as 7 en 14 sal dan 'n basis wees, of ons sê hy is dan 'n alkalise oplossing. Maar hier rondom 7 is dan nou iets wat neutraal is. En hierdie pH skaal kan gemeet word deur indikators te gebruik. Nou, wanneer sekere gekleurde stowwe by oplossings gevoeg word, verander hulle van kleur afhangende van of die oplossing suur of alkalies is. En hierdie stowwe is jou indikators. En baie indikators is ekstrakte van plante en hulle verander dan so van kleur by verskillende pH waardes. Nou, ons gaan in graad 11 en 12 baie meer in diepte kyk na suur-basis reaksies. Maar vir graad 10 is dit net belangrik dat jy 3 verskillende soorte suur-basis reaksies ken, wat algemeen is. Die eerste ene is wanneer jy 'n suur reageer met 'n basis. So wanneer 'n suur reageer met 'n basis, dan vorm dit op die ouende 'n sout en water. So as ek byvoorbeeld iets het soos soutsuur, wat 'n suur is, en 'n basis soos natriumhidroksied, dan vorm dit 'n sout, en in hierdie geval sal dit my natrium wees, wat verbind aan my chloor en water. Die tweede belangrike ene wat jy moet ken, is wanneer ek 'n suur het, wat reageer met 'n metaaloksied. Nou onthou, 'n metaaloksied is 'n metaal wat verbind is aan 'n suurstof, en dan vorm jy ook altyd 'n sout en water. So as ek kyk na iets soos byvoorbeeld swaalsuur, as hy reageer met 'n metaaloksied soos byvoorbeeld koperoksied, dan vorm dit 'n sout. So in hierdie geval sal dit jou jou sulfaat wees wat verbind aan jou koper, om dan nou kopersulfaat te vorm. En dan het ek water. En my laaste algemene reaksie wat jy moet ken,
sal dan wees wanneer 'n suur reageer met 'n metaalkarbonaat. En in hierdie geval sal dit dan 'n sout en koolstofdioksied en water lewer. So 'n voorbeeld daarvan is wanneer ek byvoorbeeld iets het soos salpetersuur wat reageer met 'n metaalkarbonaat. So dis 'n metaal wat verbind aan 'n karbonaat-ion, soos byvoorbeeld magnesiumkarbonaat. So dit vorm dan 'n sout en in hierdie geval sal jou sout wees jou magnesium wat verbind aan jou nitraat. So dan vorm jy magnesiumnitraat en koolstofdioksied en water. En weer eens in elkeen van hierdie gevalle moet jy net seker maak dat jou reaksie gebalanseerd is. In die vorige twee was die reaksie gebalanseerd, maar in hierdie geval moet ek 2 salpetersuur molekules hê om my reaksie te balanseer. So dit is redelik die suurbasis reaksies. Kom ons kyk na 'n paar vrae wat hulle vir julle in hierdie afdeling kan vra. So kom ons kyk gou na hierdie vraag wat hulle vir jou kan vra oor neerslagsreaksies. So hulle sê vir jou voorspel of die mengsels van die volgende oplossings 'n neerslag sal vorm. Skryf die reaksievergelyking sowel as die netto-ion vergelyking vir die gevalle waar 'n neerslag sal vorm. So by 6.1 of daarso by nommer 1 gee hulle vir jou natriumjodied wat reageer met loodnitraat. En dan moet ek nou die ion-uitruilingsreaksie neerskryf. Nou, as ek die reaksie gewoonweg so neerskryf, dan noem ons dit die molekulêre formule. Nou, wat ons mos gesê het ons doen, is ons breek elkeen van hierdie ioniese stowwe op in die ione waaruit hulle bestaan. En dan op die ou einde, wat jy gaan doen, is jy gaan mos nou die ione met mekaar uitruil. So as ek nou hierdie natriumjodied opbreek, dan is dit 'n natrium-ion plus 'n jood-ion, en die loodnitraat is 'n lood-ion en 2 nitraat-ione. So, wat nou gaan gebeur is, die natrium van hierdie ene moet verbind aan of die lood of die nitraat. So, om teenoorgestelde ladings trek mekaar aan, so die natrium en die nitraat sal eerder aan mekaar verbind. So dan kry ek my natriumnitraat en ek kry dan my loodjodied. Nou as ek hierdie produkte dan nou weer opbreek uit die ione, in die ione waaruit hulle bestaan, soos dit, dan kry ek 'n reaksie wat my ioniese vergelyking genoem word. Want die rede hoekom ek dit ook so skryf, is baie keer dan vra hulle vir jou. So hierdie is weer my ioniese vergelyking. En omdat hulle nou vra, ek moet die netto-ion vergelyking neerskryf, waar die neerslagsreaksie gevorm word, moet ek nou heel eers bepaal watter een van hierdie twee dan nou my neerslag gaan vorm. So, as ek kyk na die reëls, nitrate, dan kyk ek, waar is my nitrate? Hierso, en nitrate is altyd oplosbaar. So hierdie een is die een wat my oplossing gaan vorm. My jodiede weer is ook altyd oplosbaar, behalwe wanneer hulle verbind is aan silwer, lood, kook en koper. En in hierdie geval is hy juis verbind aan 'n lood, so in hierdie geval gaan my loodjodied die een wees wat die neerslag vorm. So as ek dan my netto-ion vergelyking neerskryf,
Dan skryf ek net die vergelyking neer vir die vorming van jou neerslag. So dan is dit net my jodium wat verbind aan my lood om my lood jodied te vorm. En dit is my netto ion vergelyking. So, ek moet net seker maak hy is gebalanseer, so ek moet net nog 'n 2 hier voor aan my jodium skryf, en by die vorige reaksies moet ek ook seker maak dat hulle gebalanseerd is. So ek sal byvoorbeeld hier 'n 2 moet sit, ek sal daar 'n 2 moet sit, en dan nou dieselfde hierso onder, net om seker te maak dat hulle dan nou oral gebalanseerd is. So, kom ons gaan nou aan na die tweede ene toe. Ek gaan nou nie weer al 3 hierdie soort vergelykings neerskryf nie, dis maar net vir ingeval hulle vir jou vra om die molekulêre vergelyking, die ioniese vergelyking en die netto-ion vergelyking neer te skryf. Maar by die tweede ene gaan ek nou net doen wat hulle vra, ek gaan net kyk wat se ene vorm die neerslag, en dan gaan ek net sy netto-ion vergelyking neerskryf. So, ek het silwer nitraat wat verbind aan kaliumkloried. So, as ek wil weet wat is die nuwe produkte wat gevorm word, dan kyk ek uit watter ione bestaan my ioniese stowwe. Hierdie ene bestaan uit 'n silwer ion en 'n nitraat ion, en hierdie ene bestaan uit 'n kalium ion en 'n chloor ion. So wat nou gaan gebeur is, my silwer gaan verbind aan my chloor om silwer kloried te vorm, en die kalium gaan verbind aan die nitraat om kalium nitraat te vorm. En dan moet ek nou kyk watter een van hierdie twee gaan my neerslag vorm. So ek moet hierdie reëls baie goed ken, maar ek sit dit nou maar hierso sodat julle net mooi kan sien. So hierso kalium, alle soute is van die volgende soute is oplosbaar in water. Kalium gaan oplosbaar wees in water altyd, en nitraat. So hier is regtig nie hoop vir hierdie enetjie nie. Hy gaan verseker die oplos in water nie. En dan weet ek, as ek 'n kloried het wat verbind is, of enige kloried is oplosbaar in water, behalwe as hy verbind is aan silwer, dan gaan hy onoplosbaar wees. So hierdie is die ene wat my neerslag gaan vorm. So hy gaan my neerslag vorm. So as ek nou die netto ion vergelyking van hom moet neerskryf, dan skryf ek net hoe hy gevorm word, want al die ander ione is maar net toeskouer ione, so ek skryf nie hulle by 'n netto ion reaksie nie. So ek het 'n silwer wat reageer met 'n chloor, en dit vorm silwer kloried. Dit is 'n vaste stof, en hy vorm die neerslag, skus, my lyntjie het nou 'n bietjie kort geraak, en my reaksie is al klaar gebalanseerd. So hierdie is die tipe goed wat hulle vir julle by hierdie afdeling gaan vra. Hulle vra baie min vrae oor gasvormige reaksies en suurbasis reaksies in julle geval. Hulle sal eerder suurbasis reaksies by multiple choice vra. Maar as julle daai 3 belangrike voorbeelde van elkeen van hulle ken, van die gasvormige en die suurbasis reaksies, dan sal julle fyn wees. Solank julle net seker maak dat julle veral hierdie oor die neerslagsreaksies verstaan en dit kan doen, want dit is wat die grootste afdeling van hierdie video gaan vat. Hulle gaan vir julle die meeste punte daaroor vra.